Waarom ons vandag saam kuier, wil ek hê ons moet kyk na die boek van Ester. Ester, waar ons leer dat God een persoon kan gebruik om 'n hele volk te red. En dat niemand ooit te gerin of te klein is vir God om te gebruik om deur te werk. Nou, in daardie tyd, die Jode was steeds in ballingskap vir baie jare. Die koning van Persië was koning Ahasveros met baie provinsies onder hom. Koning Ahasveros wou toe vir die provinsies en die leierskap bewys hoe groot hy eintlik is. En hy reël toe vir 'n partytjie by die paleis. Beste kosse, beste wyne, vrolik, mooi opgemaakte paleis. En op die 7de dag toe hulle nou baie vrolik was van die wyn, laat kom hy toe vir koningin Vashti, want hy wou vir hulle wys hoe mooi sy was. Maar toe koningin Vashti die boodskap kry dat sy voor die koning moes verskyn, besluit sy nee, sy is te besig, want sy het op daardie stadium al die vrouens onthaal wat fees gevier het by die koning. En die boodskap by die koning kom was hy baie kwaad en teleurgesteld. En op die ou einde toe koningin Vashti, die mooie koningin Vashti, het haar kroon verloor en moes hy die paleis verlaat. Baie keer in ons lewens, wanneer ons koning ons roep vir 'n sekere taak, vir intimiteit, dan is ons soms so besig met ons eie dinge, dat ons dit nie as belangrik genoeg ag om op te daag nie. Nou as ek die les leer en kan leer by koningin Vashti, is dat jy nie net jou kroon het sommer maar net nie. Jy het jou kroon omdat die koning aan jou afsmeer, omdat hy autoriteit is. En dat wanneer hy 'n opdrag gee, of wanneer hy intimiteit verlang, dat ons beskikbaar moet wees aan ons koning. En so ons heerskappy en ons heerlikheid kan behou. Soos toe koningin Vashti die paleis verlaat en die koning nou nie meer vrolik was van al die wyn nie, toe verlang hy na koningin Vashti. En die leierskappe besluit toe dat hulle vir hom 'n nuwe koningin sal soek. En in die land maak hulle toe met mekaar die mooiste meisies, die mooiste maagde, sodat die koning kon kies uit hierdie klomp meisie wie hy in koningin Vashti se plek as koningin sou wou hê. En onder hierdie meisies was die Joodste meisie, Ester. Nou Ester was 'n weeskind. Sy het groot geword by haar oom Mordegai. En Mordegai sê vir haar, my kind, moenie jou nasionaliteit bekend maak nie. Moet vir niemand vertel dat jy 'n Jood is. En Ester luister vir haar oom. Vir 'n jaar lank was hulle gepamperlang en die beste olies en mooi gemaak, tot die dag wat aanbreek, wat hulle geroep was om voor die koning te verskyn. Nou, Ester het in die harem, tussen al die meisies, het sy guns gekry, want haar persoonlikheid was so pragtig, net soos wat sy mooi was. En dat mense nie anders kon om lief te geraak het vir Ester nie, en so ook die koning. Hy het haar liewer gehad as al die ander meisies, en daarom het die kroon van koningin Vashti op die ou einde op Ester se kop geland, en sy is gekroon as koningin. Elke dag het Mordegai, haar oom, voor die hek gestaan en wag en gevra hoe dit gaan met sy dogter. Hy is later aangestel as een van die hekwagte. En hy hoor toe hoe twee manne wat kwaad was vir die koning, beplan om die koning dood te maak. En hy gaan toe na Ester toe. Mordegai vertel vir Ester en vra dat sy vir die koning moet gaan waarsku oor die komplot wat teen hom gesmee word.
En so red Mordegai die lewe van die koning. In daardie tyd word toe aangestel 'n man wat tweede in bevel was, net onder die koning. Haman was sy naam. Nou, Haman was nie 'n goeie man nie. Haman was baie vol van homself en Haman wou hê dat almal voor hom moes buig. Maar Mordegai, 'n godvreesende man, het geweet dat hy nie voor 'n mens kon buig nie, maar net voor sy God. En dan elke keer as Haman verby die hek loop en Mordegai nie buig nie, het die haat in hom begin groei oor die man wat nie hom te minderwaardig geag het om voor te buig. En hy maak 'n plan, hy gaan na die koning toe. En hy sê daar's 'n volk in hulle midde wat nie wou buig voor hulle wette nie en hulle eie wette het. En hy vra die koning toestemming om die volk uit te wis. En die koning gee sy seël, ring en sê doen wat jy goed doen. Nou moet ons onthou, in die tyd het Ester nog nie haar nasionaliteit bekend gemaak nie. En Mordegai hoor van dit en hy sit voor die hek en hy rou oor sy volk wat daar beplan was om uit te wis. En toe Ester navraag doen oor haar oom wat rou, sê hy, laat weet hy vir haar wat Haman se plan is. En Ester sê, maar ek kan niks doen nie. Ek kan nie voor die koning verskyn sommer net sonder 'n uitnodiging nie. Ek nodig 'n uitnodiging, anders kan ek om die lewe gebring word. En nou oom Mordegai sê, dink jy sal dit vryspring? Jy's ook 'n Jood, jy's een van ons. En hoe weet jy, miskien is jy's geroep en in hierdie posisie geplaas vir 'n tyd soos die. En as jy sou stil bly, en as jy nou nie sal optree nie, sou gaan God iemand anders oprig, maar sy plan om sy volk te red sou gebeur. Dis jou keuse of jy deel wil wees van God se plan of nie. Daar waar jy by jou werk is, in die huisgesin wat jy geplaas is, die vriendekring. Het jy al ooit gewonder oor wat is jou rol en jou doel? En dat jy daar geplaas is met God se plan. En dat jy is in 'n tyd soos die, waar dit moeilik gaan. Niemand van jou nie. Wat jy anders is. Dit is in 'n tyd soos die, God jou wil gebruik. En Ester roep toe 'n vas uit. Sy vir haar volk moes vas vir 3 dae. En op die 3de dag gaan Ester na die koning toe. En toe hy haar sien, toe steek hy sy scepter uit van aanvaarding. En hy sê, my geliefde, wat wil jy? Wat is swaar op jou hart? Ek sal jou tot die helfte van my koninkryk gee. En sy sê, wanneer ek 'n feesmaal berei, nooi ek u en vir Haman. En dan sal ek bekend maak dit wat so swaar op my hart is. En so Ester berei toe 'n feesmaal. En Haman vertel vir sy familie en hy vertel vir sy vrou en sy vriende van hoe belangrik hy Haman is. Dat selfs die koningin hom innooi vir 'n feesmaal saam met die koning. Maar toe Haman verby die hek loop, en Mordegai staan weer, buig nie voor hom nie. Is dit die enigste vlieg in sy salf. En hy berei toe 'n galg voor op die plein, waarop hy Mordegai wou hang, omdat Mordegai die vreugde wat in sy hart is kom steel. Met die ete vra die koning vir Ester wat pla, en sy sê, koning, ek gaan nog 'n maaltyd voorberei. En op hierdie maaltyd, jou en Haman, dan sal ek aan u bekend maak, dit wat swaar op my hart is. Daardie aand kan die koning nie slaap nie.
Hy vra dat hulle sy boeke van sy tyd van regering moet nader bring. En hy lees dit hier en hy kom af op die gedeelte waar Mordegai sy lewe gered het. En hy vra vir sy mense, sy wyse manne, is hierdie man al ooit vergoed vir die feit dat hy my lewe gered het? En hulle sê, nee koning, nooit nie. Wanneer God in jou saak is, dan werk hy so op so 'n manier, dat as dit tot jou guns stel, sal hy self die konings nie laat slaap nie, om dinge reg te stel. Ons hoef iets te doen nie. Wanneer daar oneerlikheid teen ons is, as mense teen ons opstaan, by die werk, 'n onregverdigheid is, jy vas, jy sonder jy af voor God, en jy gee dit in sy hande, dan sal hy konings laat wakker lê, om dit reg te stel. En soos wat dit moes wees, die volgende oggend, stap Haman in, niks vermoedend. En die koning vra vir hom, Haman, sê my, wat kan ek doen om die man wat ek eer? Wat kan ek doen om hom te toon, om te bewys die eer wat ek as koning vir hom wil gee, die hoogste eer? En Haman, so vol hy van homself is dink, dis van hom waar die koning praat. En hy sê vir die koning, 'n perd, koning, 'n perd, die kleed, die seelring. En dan loop die mense met hom in die strate en roep uit, dit is hoe 'n man lyk wat die koning wil eer. En die koning sê, Haman, gaan haal vir Mordegai, sit hom op my perd, sit my kleed aan, druk my seelring in die vinger, en begelei jy hom deur die strate, terwyl jy uitroep, so lyk 'n man wat die Here wil eer. Die grootste vernedering van Haman. Maar God se plan, wanneer God vir jou is, wie kan teen jou wees? Wanneer God vir jou is, kan hulle maar vir jou 'n galg voorberei. Want as God vir jou is, dan veg hy vir jou. Dan laat hy konings wakker lê om sy plan in uitvoer te bring. En so, met die tweede ete, daar gaan men op die grond neergeslaan, vernederd. En op hierdie ete sê, vra die koning weer na die ete, my geliefde, sê vir my, wat lê so swaar op jou hart? En sy sê, koning, hier's mense wat my volk moet uitvis. En die koning vra, wie is dit? En sy sê, hier sit hy, Haman. En die koning gee bevel dat Haman gehang word op die galg wat hy gebou het vir Mordegai. En so gebruik God 'n jong meisie, nie noodwendig die mens se keuse nie, maar God se keuse. Omdat haar hart reg was, omdat sy haar koning geken het, nie soos koning Vasti nie, wat nie wil opdaag nie soos koning en Vasti nie, maar 'n Ester wat na haar koning toe gaan, wanneer sy hulp nodig het. 'n Ester wat weet wie haar God is, wie haar hoop is, wie haar uitkoms is. Dan sê ek nou vandag vir jou, maak nie saak hoe dit gaan by jou werk nie, maak nie saak hoe dit gaan by jou huisgesin nie, maak nie saak hoe dit gaan by jou vriendekring nie, maak nie saak wat mense teen jou slinger nie, maak nie saak wat hulle jou noem nie, maar as God vir jou is, wie kan teen jou